In Ink Luisterstories bied aan. Tilly's Special Chickens. Geskryf deur Nico Skammerl, voorgeles deur Karen Loots. Pokkies en Jakes was glad nie gelukkig met Doorsie wat die hoenders kom slag nie. Gelukkig gaan hulle by die skool wees om eenmaaltafel te leer en meisies se ponytails te trek. Frik sê, solank hulle nog ponytails trek en nie iets anders nie. Nietemin, sê Frik, Pokkies en Jakes moet leer hoenderslag, want soos dit vir my lyk, sal dit dalk al wees wat hulle eendag na skool kan doen. Doorsie kom na skool oor. Die byl is geslyp. Die groot stomp in die hoek van die yard is die slagblok. Dan moet nie gemors word nie. Pokkies en Jakes, julle moet die bloed wegspoel met 'n emmer water. Ek soek nie vleie oral in die yard en binne die huis nie. Ek sal 'n blik doem by die slagveld hou ingeval die vleie ons aanval, sê Jakes. Tilly skud haar kop. Wil julle hoenders eet wat na doem smaak? Gebruik julle gesonde verstand. Sy weet ook nie so mooi van die gesond nie. Juffrou het gesê dat die tweeling laat veel te wense oor. Sy het haar raak geloop by die groothandelaar. Tilly moes eers dink oor die juffrou se woorde. Die twee wens veel en vreeslik. Juffrou slaan die spyker op sy kop. Pokkies het eers gewens hy kan 'n astronaut word en Jake wens hy kan trok dryf. Nou wens Pokkies om 'n brandweerman te word na die skade wat ons gehad het in die karavaanpark. Jake wens hy kan die brandweertrok dryf. So, hulle wens te veel. Interloops, juffrou moet gerus jou maandelikse groceries by my baie en sel kom koop, want ek verkoop alles wat mens nodig het en sal vir juffrou 'n goeie afslag gee. Juffrou lyk ook soos 'n verlepte dahlia. Dit sal juffrou net goed doen om 'n bietjie krem op jou gelaat te smeer en die pons is juis nou op special. Ai, dink juffrou Dahlia, die vrou is 'n dierbare mens. Sy kan net nie agterkom of Tilly dom is of dalk net te slim is nie. Julle twee, hou die hoenders vas. Doorsie kap en dan druk julle die hoender in warm water en pluk die hoender se vere. Gee Frik verder instruksies soos 'n plaasboer. En nog 'n ding. Julle wag tot die hoender klaar skop. Dood is soos in vrek, voor julle hom onderdompel in die vere pluk. Doorsie sit by om te luister na al die instruksies. Dit klink na groot by die apostels. Griet wil weet of hulle Kentucky gaan eet wanneer die hoender geslag is. Kees wonder of die oom by die hotel 'n auntie is en Fanny kyk vir die byl in die hoek van die kombuis en sê niks. Na skool staan die tweeling reg vir die slagting. Elkeen met 'n swart vulle sak oor hulle klere vir bloedspatsels. 'n Winkelsak om die kop vir higiëne, soos die tannies agter die toonbank by Shoprite se slaghuisafdeling. Handskoene wat Pokkie self gemaak het met sellotape en plastiek vir hulle skoolboeke. Pokkies en Jakes lyk soos twee dokters wat mangeloperasie gaan uitvoer met 'n braaitang, skêr, eierspan, flitslig en 'n handboor. Nou wens hulle seker om dokter te word, dink Tilly. Toe die twee hulle wit maskers oor hulle mond en neus sit en net hulle skeeloogies effens uitsteek, sê Doorsie. Julle moet eerder julle oë toe hou vir die slag van Bloedrivier. Daar wil Jakes net flou word. Ook goed dat die twee nie die slagwerk doen nie, dink Doorsie. Met hulle skeeloogies kap hulle die hoenders in porsies voor die kop af is. Pokkies bring die eerste hoender wat veg vir lewe. Vlerke klap in die pote grou teen dokter Pokkies se arms. Hy klou vir lewe en dood aan die hoender. Trek die hoender se kop vorentoe, sodat die nek langer is en ek kapplek kry, beveel Doorsie ongeduldig. Met die eerste slag maak Jake sy oë oop en aanskou die slagting. Sak in mekaar, en sy skeeloogies draai in die ronde. Pokkie skrik en laat los die hoender. Afkoppie trek weg, by die agterdeur in en by die voordeur uit. Slagter en die twee dokters tel van Afkoppie in die straat op, plat gery deur Ankotie se Anglia. Gaan doop die hoendertjie en pluk die vere, gee Doorsie instruksies.
Met elke slagting word dit ietwat beter en al hoe makliker. Tot Bokkies weer skrik en 'n hoender loslaat wat oor die heining vlieg, tot binne die agterste yard van Dora en jaag haar en die honde skrik op die lyf. So erg dat Dora die sangoma wil bel om die tokkelossie te verdryf. Tilly pak die geslagte hoenders in haar tweehandse vrieskas en skryf op 'n bord dat sy frozen hoenders verkoop, toegedraai in kleefplastiek teen 'n spesiale prys met binneste en al. Sy het skaars klaar geskryf, hoenders nog warm in die vrieskas, toe verkoop sy 5. Met agtermiddag, die dag daarna, kom tant Lappies hoenders koop vir aandete. Tilly maak die vrieskas oop en haal 2 hoenders uit. Tant Lappies bekyk die 2 hoenders en sê dat Tilly moet eerder op haar bord skryf gaar in plaas van frozen, want die 2 hoenders kook in die plastiek en ruik effentjies benoud. Tant Lappies skryf toe die frozen hoenders teen halfpad. Skaars was tant Lappies straat af of Tilly ruik 'n bekende reuk. Agter die vrieskas kom daar rook uit. By die muurprop borrel rook en toe sy die vrieskas oopmaak, bondel nog rook uit soos 'n stoompot wat wil ontplof. Hoorbaar klap almal in die straat se tripswitches af. Tilly waai net rook weg en Doorsie en Letitia spring oor die heining met handdoeke en help rook wegwaai. Tilly wil net huil, maar Doorsie sê sy moet kalm bly. Oom Sampie spaak sal dit fiks, solank Frikkie weet nie. Oom Sampie sê toe, dis die motor van die vrieskas wat oorverhit het en Tilly moet 'n nuwe vrieskas koop. Hy sal die ou vrieskas vir haar omskep na 'n roker toe en dan kan sy goeders rook. Tilly sê sy hoef nie in 'n ou vrieskas te klim om goeders te rook nie. Sy rook haar goeders agter die kleinhuisie. Letitia verduidelik toe van die roker en toe raak Tilly 'n bietjie opgewonde. 'n Slim vrou soos Tilly maak altyd 'n plan. Waste not, want not, sê sy, en skryf op haar bord, specials for the day, smoke hoenders te koop. Klaar geskryf, hoenders nog warm uit die vrieskas, te verkoop sy 5 teen 'n kwart van die prys.